vra die vraag. Nou, ek het 'n vraag vandag. Ek het Bybel gelees, weet, Kronieke gelees. Toe kom ek op af van, dat hulle Kronieke sê, van 5 daarby verse 1 Kronieke 15 vers 45 tot 49. Sê hulle van die mens wat eerste gemaak is op die aarde, né? Hulle praat dan van die aard van die aarde wat eerste aarde toe die eerste aarde het gegaan, toe kom maak hulle weer 'n aarde. Dis wat hulle volgens Kan ons gou lees? 1 Kronieke 15. 1 Korintiërs. Ja, 1 Korintiërs 15. Korintiërs. Soos daar ook geskrywe is, die eerste mense Adam het lewe siel geword. Die laaste Adam lewe maakte keuse gees. Die geestelike evil is die eerste nie, maar die natuurlike daarvan geestelik. Die eerste mens was uit die aarde. Aarde is twee mense. Dit is die Here uit die hemel. Soos die aarde mense was, so het ook die aarde mense en so die hemel mense is, so is dit ook op die hemelse mense en soos in die beeld van die aarde gedra het, so sal ons ook in die beeld in die hemel dra. Hy praat van die aardse ene en dan die hemelse mense. Hy verstaan dit nie so mooi. Wel, okay, Dit praat van aardse mense en die hemelse mense. Wat die verse is 1 Korintiërs 15 45 tot 49. Tot 49. 45 tot 49. Kan ek gou weer vir ons lees? 45 tot 49. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. Die eerste mens wat was uit die aarde, aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Ja. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mense is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. So ek sou sê, Adam was op die aarde, toe sy aard. Okay, maar hy het 'n siel van hom op. Maar nou toe hy oorlede is, gaan hy oor na die geestelik. So dit is voor die dood en na die dood. Okay. Maar ons het ook mos die siel binne in ons, wat van God af is. En dit is eie aan ons ook. So ons, alhoewel ons nou vleeslik is, sal ons in daai tyd geestelik wees. Die tyd wanneer hy kom. Ja. Maar ons sal geestelik wees, maar strangely physical, soos wat ons voorheen in vorige dienste gehoor het. En dan gaan Adam en Eva nie gejudge word op Judgment Day soos die res van ons as gevolg Ja. wat hulle gedoen het. Ja. Dus kom hy praat van die eerste Adam en die tweede Adam. So nou, hoe is dit? Het is doodsimpel. Die eerste Adam het geval, die tweede Adam het nie. Tweede Adam was Yeshua. Yeshua, ja. Ja. So die tweede Adam is Hierdie ding is al oor en oor in hierdie kerk geleer. Ja. Okay. Dus ek is reg. Kan ek dit gou dit is soos as jy in die wêreldplaas of die sondag jy gaan dood. Dan moet jy dus jy gaan dood as jy gaan gedoop word. Dan gaan die nuwe een opstaan. So die ou magdag gaan dood en die nuwe magdag word. Dit is skadu daarvan. Maar die feit van die saak is, jy word wedergebore. Nou, hy sê hierso, die vleeslike is eerste, kom eerste, dan die geestelike. So, dis wanneer jou verheerlikte liggaam en jou hele wese by mekaar kom weer. Na die dood of na die wederkoms, hoe dit ook al sê.
Maar dit is nie, daar was nie mense voor Adam gewees. En elke mens wat sterwe sal veroordeel word. Die Bybel sê dit. Ja. Dus met andere woorden, ons... Almal, van Adam tot Die tweede, wie ever die laaste is. ja, met andere woorden, soos ek nou, dan moet ek nog een tweede ene ook nog, en dit is my naam. Jy gaan nog in 'n verheerlikte liggaam, of jy hemel, of jy of in God se koninkryk ingaan, of hel toe, die poel van die vuur toe. Jy kry 'n verheerlikte liggaam. Jy word soos wat jy veronderstel was om te wees, soos wat Adam geskep was. Of jy maak nie saak waar jy gaan. Dit is hoekom die poel van die vuur so verskriklik sal wees. Was dit maar in hierdie liggaam, dan sou ons gesê het, soos die 7de dag Adventiste, jy brand tot jy klaar gebrand het en dan is daar niks. Dis nie 'n oordeel daai nie. God is nie, hy is nie soos ons wat ons sonde wil regverdig en weg wil redeneer nie. As hy vir jou sê in Openbaring, ek dink is 19, hy sê death and hell was cast into the lake of fire, and the smoke of their torment went up before him day and night forever and ever. Jy brand vir ewig, of jy is vir ewig by God in sy koninkryk. Amen. Ja, sy koninkryk. Dit is net wat dit is. Dit help nie ons gaan staan eendag voor hom en sê, maar ek het nie hierdie konsep so lekker verstaan nie. Daar staan geskrywe as jy soek sal jy vind. Ja. Hou op om moeilikheid te soek en gaan soek die wil van God. Daar is dit. Het is in 20, JP? Of in 20. Ja. Goeie begrip het alwe woord nodig. Ja, ek sê maar net, het is in 20, van vers 12 af. Ek moet dit wel lees. Ekskuus, ook gaan vra, after Joshua het gesterwe en gestuur vir ons Holy Spirit. Dit bedoel die mense voor dat jy het nie Holy Spirit gehad nie. Die profete het dit gehad wanneer dit aan hulle toegedien was. Die beste voorbeeld waarna ek nou kan dink waar direk daarna verwys is na Samson. En die gees van die Here het oor hom gekom en hy die leeu verskeur. En die gees van die Here het oor hom gekom na hy gedobbel het en sy goed verloor het. Toe hy so kwaad, hy gaan vang 300 jakkalse, maak 4 fakkels aan hulle sterte vas en jaag hulle in die landoeste van die Filistyne. En die gees van die Here het oor hom gekom en hy het 1000 doodgeslat met 'n donkie se kake weer. Dit was nie 'n ding wat ontap was. Dit was 'n ding wat weet Elia het nie na Achan toe gegaan en gesê hoorie, pas op vir môre nie. Juda se koning het gesê, hoorie, as hierdie al die profete is, jy sê, hy toe sê nee, daar is nog een, maar ek haat hom want hy het nooit goeie nuus vir my nie. Ja. Toe kom hy ewe daar en hy sê nee. Dit is lekker, soos 'n cracker, gaan. Julle gaan hierdie fight wen. Toe word Achan kwaad en hy slaan hom op in die gesig met die vuis. Toe sê maar, hoekom doen jy dit nie? Toe sê, want jy staan en lieg. Hy sê nou maar, jy dit weet vir wat hierdie pie. Vir wat luister jy na hierdie klomp vertraagde goed. Want hulle nou die dag, het hulle self geslag op Karmel, toe my God, die lewende God, sy offer laat brand het, op 'n papnat plek. En hulle staan en sny hulle self en skree en skeer hulle klere. Dis hoekom ek hulle geslag het, want hulle het te veel geraas, ek het hulle stil gemaak. Jy gaan môre vrek. Draai hom en hy loop. En Achan het die volgende dag gevrek. Ja, Agab het hom eintlik laat toesluit totdat hy terugkom ons. Ja. Ek het nog 'n voorbeeld. As na Saul
God 'n bose gees oor Saul ingestuur het. Toe kry hy vir Dawid. En Dawid sit by hom en elke keer as God se gees naby is, dan sal Dawid op die sitter speel. En as hy op die sitter speel, dan voel Saul 'n bietjie beter. Dit staan daar geskrywe. So ja, dan het die God se gees het dan gekom en gegaan. Wat nou is hy Hy was nie die hele tyd inwonend nie. Daar was 'n profeet vir 'n generasie. Moses vir die lot in die woestyn. Joshua vir die generasie daarop. Toe sê God, snaaks genoeg, hy sê hierdie, dit is by waar Moses nou vir die groot basies die volk kies. En hy sê, julle gaan ingaan in hierdie land vat, en dan gaan julle agter gode aan hardloop en nou dag uitgedink is. Regtig, dit staan. Ja, dit staan so. Julle gaan agter gode aan hardloop en nou dag uitgedink is. Dan gaan ek julle los. En die volke gaan julle kom trap. Totdat dit my pas. En dit het so gegaan tot Gideon se geboorte. Gideon se tyd wat hy groot geword het, hier loop hy in 'n God vas wat hy nie ken nie. En elke keer, nie noodwendig die gees van die Here het na hom toe gekom nie. Engele het na hom toe gekom met boodskappe. Dit was nie altyd die Heilige Gees nie. Selfs met Abraham wat God se vriend was, het engele na hom toe gekom, of die Gees het in 'n droom aan hom, en hy het so geoperate. Isak is 'n baie mute ou gewees. Maar Jakob ook, hy het geprofeteer dat sy volk sal vir 400 jaar in ballingskap onder 'n vreemde nasie wees. Die huis van Abraham sal, of nie die huis van Abraham nie, die huis van Israel, sal vir 400 jaar in ballingskap wees onder 'n vreemde volk, en hulle was. En elke keer as hulle weggedraai het en gaan oreer het met die ander gode, dan het God onttrek. Want hy het nie kan. Tot hy naderhand vir Jeremia sê, hoor, jy kyk vir hierdie lot, ek skryf dit. Ek soek niks met hulle uit te wys. Hy was nie hy was daar, maar hy was nie daar beskik, dis hoekom daar 'n voorhangsel was. Daai voorhangsel was omtrent 'n voet dik gewees, met geweefde goud drade. Hy was omtrent so dik. Tot hy ding geskeur het. En dit is nie noodwendig dieselfde een as wat daar was nie. Ek glo dit is 'n nagemaakte een gewees. Want die eerste tempel is deur God ingestel, die tweede tempel nie. Die derde tempel gaan beslis nie wees vir God nie. Dit is vir Satan en die Antichrist. Daar sal eers weer 'n tempel wees in God se stad. Soos die. En hy snaak, hy sê dit vir beide Moses en vir Dawid. Trek die planne op soos dit wat julle by my gesien het daarbo. Ons weet daar's 'n tabernakel in die nuwe stad. En ons weet daar's 'n tempel in die nuwe stad. Maar die tweede en derde tempel hier is Satan se. Die een het geval klaar, 70 jaar na Christus. Die ander een wil hulle nou bou om nou te val. Dus, mense het maar vertraag, hulle die hoor dit. Maar dit is ook, Holy Spirit is nie ook nie in elke mens nie. Is net those wat glo. Jy word wedergebore. Dit is die voorwaarde vir hom om in jou te kom woon. Julle het my al baie gehoor sê. Die sondaar word 1 keer gebore en hy sterf 2 keer. Hy
sterf fisies en dan die finale dood in die hel of in die poel van vuur. Maar die wedergebore, jou DNA verander, jou gees sit in jou bloed. Die oomblik as jou gees jou liggaam verlaat vir die dood en nie daai silwer draad waarin prediker van praat word gebreek. Die oomblik wat jou bloed stol is jou gees weg. Dan is hy of af of op. Een van die, dit is net so. Daar's geen wheel of fort wat wheel of life. Of beteken wheel of Circle of fortune. life, of wat? Die Bybel sê, ek kan nie presies onthou in die Afrikaans nie, maar Engels, it's appointed for man to live once only and then the judgment. Ja. Dis dit. Dis dit. So, die oomblik wanneer jy waaragtig wedergebore word, ja, jy sal val. Maar die verskil tussen 'n ou wat dink hy's wedergebore en 'n ou wat wedergebore is. Die ou wat dink hy's wedergebore, hy sal bly lê. Hy sal nou 'n bietjie raas kry en dan is hy nou heeltemal paralytic en useless. Die ander een nie. Staan op, skud hom af, hou sy oë op die prys en hy fight. Dis dit. Dis so simpel so wat dit raak. Hierdie is nie 'n game vir ouens om te sê, ag, shame. Wil jy nou 'n bietjie volg nou? Nee. As jy moeg is of van die, jy's nie bietjie van die pad af nie, jy's in die pad, geen pad. Dis so simpel so wat dit raak. Hierdie soetsappige evangelie wat vandag gepreek word, werk nie. Meek and mild Jesus en al sy love en jy hoor die man, jy ken nie die God wat in hierdie geskryf het. As dit jou opinie is. Jy het nie 'n idee hoe kwaad hy kan word nie. Nee, as jy wil hierdie nurse saam met jou hê wat pleistertjies loop en plak, dan is jy by die verkeerde bediening. Dis by die verkeerde gemeente. 2 blokke af, paar op, daar, sharp, kry pleister. En die ander kant, dan kry pleister. Of 'n pil of wat, ek weet nie wat hulle wil sê. Maar om vir mense die hele tyd te sê, dis okay, jy, ek weet ook nie, hulle lieg so vir hulle self, hulle glo naderhand, dit, alles is okay. Jy vertraag genoeg is om dit te glo, dan, wie se skuld is dit dan? En sulke ouens moet een ding, moet hulle mooi onthou. Die Bybel sê, daar's 'n swaarder oordeel op die ouens wat die valse woord bring. Ek weet nie hoe dit kan wees nie, ek het nie God se verstand nie, maar ek weet dit staan in die Bybel. Jakobus sê, ons moenie almal streef om leraars te wees nie, want daar lê 'n groter oordeel vir ons. So ek weet nie wat dit is nie. Ek stel nie belang om uit te vind nie. Maar Perro Jack, whatever, met jou rooi seël en al, gaan vind hy. Maybe werk hy 'n brandblusser uit, ek weet nie. Kwalifikasies gaan jy dan niks help. Al hierdie tradisionele wetjies en goedjies van die kerk gaan jou niks help. Jy volg tradisie omdat jy hoop dis die regte ding om te doen. Ek hoop jy's reg, maar ek weet jy is nie so. For what it's worth, safe journey op jou. Wat dink jy? Terwyl kyk, ons moet almal net onthou, kyk, baie Israeliete is uitgelei uit Egypte. Baie van hulle, baie. En in 40 jaar sterf hele geslag uit, 2 gaan in die beloofde land in. As 'n mens net so dink dat die hele geslag, almal, elke liewe ene wat met sy voet daar uitgestap het,
uit Egipte uit. Is 2 in die beloofde land in. In 40 jaar sterf almal uit. Huh? Dit is, Moses included. ja, Moses included. Die hoofou. Dan die ou wat God het aangesig tot aangesig met hom gesprek. Almal sterf uit, deur ongehoorsaamheid. Net 2 gaan in die beloofde land. But it is from beginning of Noah was het ook 8 mense wat gesê Van die hele wêreld. Van die hele wêreld. En dan ja, is Daai goue koei, daar in alles die voet van die berg. ja, repeating. Het gemaak dat net 2 van die ouens wat uit Egipte uitgeloop het, Kanaan ingegaan het. Die het almal gevrek. Van hulle is sommer deur die aarde ingesluk. Ja. Nou wie my nog kom vertel, nee, God se genade is so groot, jong. Pas op. Nee, jy kom nie met jou lineaaltjie nie, hoor. Jy tyd measure nie. As hy draad knip, is hy af. Nog vraag. Kan my eens toe gaan. Niks. Slim mense is hier. JT, Yes. vertel 'n bietjie vir hulle en jy ook Ricardo van dit wat kom, wat ons moet regmaak. Gereed moet wees en gereed moet staan. Want ek glo baie van julle het nie benul wat kom nie. Ek hoor wat jy sê, maar dis eintlik tragies. Maar ek voel dat ons as dit nie die regte tyd nou is nie, dan is dit nie die regte tyd om te sien. Maar ek dink dat ons regtig kerk moet roep en dit aan hulle moet sê, sodat hulle weet dit is nou of nooit. OK, die feit van die saak is, hier kom 'n helse louteringsproses. So die wat nie voorbereid is, die gaan vrek. Doodgaan. Ja, vrek. Here trek. God, luister, as God jou tref met die bandvloek, vrek jy. Okay. Dan vrek jy. Laat ons die soetsappige woordjies gebruik. Daarvoor is die enige kerk daar. Maar ons is 'n tabernakel. Presies, hier gaan die waarheid uit. Moet ek vir julle weer lees wat sê die oorspronklike tale? Waar God sê, jy maak my naar, man, ek brak jou sommer uit. Jy maak my wil kots. Wat, hè? You make me so sick I wanna vomit. Hè? Dit praat, ja, met die kerk. Met die kerk. Church. Nie met die daar buite nie. Hy het nie 'n saak met hulle daar buite nie. Sy seun het gesterf en of jy aanvaar hom of nie. Dis dit. Alles wat hy kon doen, het hy gedoen. So wat verstaan jy nou nog nie? Die feit van die saak is nie of jy daarvan hou of nie. Ek gesels vanmiddag met 'n vriend van my, ek sê vir hom, daar is vandag, is daar 3 van die oorspronklike bedienings wat nog operate. Wat is dit? Evangelis, Ja. profeet, Ja. Wat is 'n profeet? Ou wat profeteer. Voorbidder. Voorbidder is 'n voorbereidingsamp. ja, En is een van die belangrikste ampe wat daar is. So Ja. jy kyk eintlik na 4. Maar ek praat van die wat in die Bybel genoem word. Wat is oor? Of sê jy my eers, wat is 'n profeet? dis een wat, Dis een wat 'n profeet is. ja, Dis nie 'n ou wat nou en dan profeteer, maar nou doen ek plumbing en dan is ek gee ek klas by training center en dan sit ek krane en dis nie 'n profeet nie. 'n Profeet is 'n profeet. ja, 'n Profeet is 'n profeet. Dis wat hulle geloop en doen het, is geprofeteer. Hulle het geloop.
Maar kry jy hulle vandag? Nee. Nee. Kry jy vroue Jy wat kry. profete is? Nee. Profete. Daar was Paul en profeet alles. vrouens gewees. Jy kry die gawe van profesie Ja. wat deur ouens operate Dis daai Wat deur die Gees is, ja. vir die gemeente. Vir die gemeente. En ouens, as julle wil stry, staan op as jy 'n profeet is en gaan profeteer vir Julius Malema en ons kyk of ons mekaar weer sien. Come on. Kom ons kyk of jou kite gaan vlieg. Jy kan nie daar kom nie. Nee, jy gaan nie. nie. Wel, jy gaan nie terugkom nie, dit kan ek jou sê. 1000 jare. Ja, dit sal jy doodmaak. En apostels is daar nie vandag. Nee, Daar is sendelinge. yes. Maar dit is nie in die gemeente nie. Nee. Dis ouens wat gemeente stig. Die apostels het die gemeentes gestig, maar daar's een verskil tussen 'n sendeling en 'n apostel. Wat is dit? Die apostel moes Yeshua gesien het. Hy moes hom gesien het. Ja. Hy moes hom fisies gesien het. Maar deesdae sien almal hom. Almal sien hom. Hy kom drink tee by almal en hy WhatsApp almal. Ek het nog niks gekry nie. Wat gaan aan met ons? Miskien moet ons upgrade. Moet ons woon nou, ek weet nie. Dis lasterlik. Dit klink lasterlik, nee. Dit is lasterlik. Ja. Want dis wat die kerk vandag doen. Die kerk, nie die liggaam van Christus nie. Ja. Die kerk. Kerk. Die kerk is 'n moffie. 'n vroutjie. 'n plek vir die LGBTQ 16 wel wat. Dis 'n plek vir hulle. Die liggaam van Christus, die tabernakel is die plek waar die manne sit en vleis eet. Nie die moffies sit en melk drink nie. Jy wil op pink bankies sit, maar jy's by die verkeerde adres. Wat ek kan sê wat van geestelike voorbereiding maar net op maar te antwoord. Manne en vrouens, elkeen ieder vir jouself. Leer om te luister na die Gees en te doen dit wat die Gees vir jou sê. As jy sien as die Gees jou lei om iets te doen en ek getuig van myself, baie keer mis ek dit. Nee? Die Gees sal my lei om iets te doen, dan doen ek dit nie, dan kry ek pak slaap. Dan moet ek weet. So leer 'n ou om te luister na die Gees. En as jy die Gees hoor, dan moet jy dit doen. Want die tyd kom daar waar verstaan ons gaan moet ons moet meer en meer leun op Yeshua en op die Gees en minder leun op dit wat ons weet. Ja. Verstaan en ons vir die tyd wat voor lê, moet ons meer en meer groei in die Gees om meer te luister na dit wat God se Gees vir ons sê sodat ons daarin kan wandel. Want op die ouene van die dag maak nie saak waardeur jy gaan nie. As jy luister na God se Gees, soos wat ons dienste nou die laaste tyd afloop. As jy luister na dit wat die God se Gees vir jou sê en dit wat die woord vir jou sê, jy moet dit doen en jy doen dit, sal dit die beste vir jou wees. Jy kan nie verkeerd gaan met dit nie. Jy kan nie verkeerd gaan met dit nie. As jy in God se wil bly, sal hy daar wees vir jou. Hy sal daar wees vir jou. Ja. Dis waar. Ja. So dit is vir onsself is dit die grootste voorbereiding wat ons kan doen. Want dit is op die ouene van die dag is dit waarvoor ons hier is. Dis die beproewing waardeur ons staan. Tot en met die dag wat die oordeel kom. Dit is daai beproewing waarin ieder en elkeen van ons staan. Op die ouene van die dag sal ons self daar staan en voor God staan en hy sal vir ons sê either die of die. Dis net so. Dis verseker. Jy weet ons is in die land wat die beste voorbeeld is van gelykvormigheid. Stryd. As ek 'n rasis nee. Maar ek is 'n stons. Ek glo in apartheid want God se woord
verkondig dit. Kliphard. Amen. Kliphard. Ek hoor gisterand 'n ou wat hy sit met 'n been, sy hele plek is afgebrand. Hy's geskiet. Nou sê hy het in 30 jaar moes hy nou maar verander. My maat, my Bybel sê, word vernuwe in die gemoed van jou verstand. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Want 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Ek sê jou nou daar waar enige die woord demokrasie is 'n mooi woordjie of is 'n skuilnaampie vir satanisme. As jy glo in demokrasie, gaan jy jou blaker sien hierso. Tensy jy glo dit gebeur het as ons. Dis al. Demokrasie is satanisme. Want dit draai alles op die einde van die dag vrye spraak. Jy kan my kom skiet en dan as ek jou 'n naam noem dan word ek toegesluit en jy kry my grond. Ek is nie die van der Merwe van die grappe nie. Ek is die ander van der Merwe. Ek is 'n boer. My voorouers het 'n belofte en 'n gelofte gemaak met die God van hemel en aarde. En of ek daarvan hou of nie, daai gelofte sal bly staan. Daai gelofte is die rede wat Siener sê, ons gaan laaste daarin, maar ons kom eerste daar uit. Al die gelowiges, al die godsvreesendes, kinders van die Here, kom hiernatoe met al hulle rykdom, wanneer hierdie louteringsproses verby is. Van al die wites in hierdie land, gaan daar miskien 1 miljoen oorbly. That's a generous number. Daar sit ou Steenhuisen en sy chommie gooi hom onder die bus en daar voor die president. Johan Rupert. Ja. Ek lag gisterand. Ek en sy leen kyk interview wat hulle het met Elon se pa. En daar word verwys na Elon se rykdom en dan natuurlik Johan Rupert se rykdom. Elon se pa begin lag. Hy sê, al daai ou se rykdom kan jy nie eens vergelyk met die belasting wat my seun 'n jaar betaal. Waar kom sy seun vandaan? Suid-Afrika. Hier. Nou sit hy bond goed daarso in nonsens praat en val oor mekaar se woorde. Blaatant en lieg. Maar die rykste en slimste ou in die wêreld staan daar en hy's van hier. Hy sou Donald Trump se beste pel. Ek wonder of Donald Trump toilet toe gaan sonder daai ou se toestemming. Daai ou se geld dra daai hele Trump administrasie. Ek sê jou dit nou. Dis hoekom hy daar is. 5 jaar terug toe hy heeltemal anti-Trump. Dit het sy pa gisterand gesê op hy onderhoud. Nou? Ek dink het jy eie kateltjie daar so in Trump se kamer. Vandaag wil hy belê in Suid-Afrika. Nee, hy wil nie. Hy wil. Ja, was op die nuus. Hy wil met voorwaarde. En as daai voorwaarde nie geskied nie, gaan dit nie gebeur nie. No BEE in his company here. Wel, het klink dit vir of dit gaan gebeur. Nee. Wel, Cyril is baie hierdie Nee, kom ek jou gou ietsie vertel. Dit gaan nie gebeur nie want die land gaan brand voor dit gebeur. Siener sê daar sak 'n groene en 'n grawe in. En dan terwyl hy sak, slaan die land aan die brand. Met ander woorde dan breek energie uit. En dan waar belê jy dan?
Onthou 'n bietjie, dan is daar nie krag nie. Want almal wat dan in Koeberg werk nou, ons het toevallig rukkie terug is 'n man wat wel hy en nou Wimpie. Ja. Hulle werk met hoë voltage. Jy kan nie daai kragstasie start sonder 'n Alle kragstasie. ander kragstasie nie. En as dit uitbreek, dan daai ouens wat in Koeberg werk, hulle spat. Koeberg moet basies op, ek dink hulle het gesê op 'n uurlikse basis moet die hitte gereguleer word. As dit nie gebeur nie, sit jy met 'n Chernobyl. Waar wil jy belê, sê my weer? Nuclear. Ja. Nuclear meltdown. Is hy, wat is hy een company van ons Starline of iets van die aard? Starline, hy's klaar. As daar 'n nuclear meltdown is by Koeberg, is daar geen krag in die land nie. En dink jy dat kom ons sit nou 'n mooi woord gebruik, die majority van die populasie verstaan dat die son word nie swakker van solar nie. Ons word moet nou daar, jy moet laat weet. Jy is besig om krag te steel by die son. Ja. Nou moet my kind saam met daai selfe pampoen in matriek gaan sit en omdat hy dit nie verstaan nie, nou môre word my kind nie geleer nie. Waar het hierdie wiel van die appelkar afgeval? Nee, hulle is Is toe 'n Hollander, want de Klerk was nie 'n Suid-Afrikaner nie, hy is in Holland gebore, hy is 'n kaaskop gewees. Hey, dis waar dit begin het. Jy weet, as jy nou deesdae uit skole kyk, dan skiet jy maar nie kop. As jy wat kyk, Die laagste skool dan, skole sê dan skiet jy maar nie kop. dis 'n mors van tyd en geld. Daar is hy. Dis 'n mors van tyd en geld. Daar. Die onderwysers gee klas van vakke waarvan hulle niks weet. Ja, ek Google dit sommer. Nee, hulle is te vertraag om dit te doen. Ek Google dit. Nee, hulle doen dit nie. As hulle dit gedoen het, dan sou hulle daarom iets gekry het, miskien. Haar meisiekind kom met 'n papier by die huis aan. Hier is die som en agter in die boek is die antwoord. Dan kry sy 1 punt. Sy slaag 10% wiskunde. Nou sê die juffrou, maar jy het nie die formules daarin. Wat is die formules? Hoe het jy by die antwoord uitgekom? Sy sê jy het my 'n boek gegee met die antwoorde agterin. Jy het nie die formules gewys nie. Sy ek het al 2 keer gewys. Toe gaan leer sy af juffrou wiskunde. Lieg. Toe gaan leer sy die onderwyseres wiskunde. Wiskunde 1 plus 1 2, hè? Wie was dit? Wie was wat? Nou, wie praat Wat se Ek praat van die Almarie en een of ander vrou hierbo. Kon net sowel die een wees wat die toilet, ek weet nie of dit wit of swart is wat die toilet Nou, dit skoon was maak, Almarie maar daai een gewees. Ja. Is dit so daar gegaan? En siener sê, maar vir die wat weet en voorbereid is, sal dit nie so erg wees nie. Daar is 'n gedeelte van ons enersdenkendes wat gaan onttrek uit die stede uit. Nie omdat hulle bang is nie, nie omdat hulle weghardloop nie, omdat daar 'n infrastruktuur en kennis daarvan moet uitgevat word en veilig behoue bly na laer gepopuleerde areas toe. Maar daar is van ons wat bly. Nou, ek kan vir jou nou sê, op die groep wat ons mee werk, wil julle 'n oombliekie alleen hê?
op die groep waarmee ons met die boerevolk werk en informasie deel. Sit ouens en wag om te kyk wanneer waai ons. En nou as daai energie uitbreek en kom hulle aan en dan kom hulle agter ons waai nou nie. Nou wat nou? Weet jy baie space gaan in hierdie pad lê? Hulle gaan mekaar stukkend ry. Hierdie groep bestaan al vir maande. 'n Ou kontak my vanoggend, hy sê ek wil graag bedank want ek gaan nou aftree, ek gaan nou Weskaap toe. Bly deel van die module. Jy hoef nie te betaal. Dit word nie van jou as jy 'n probleem is, kontak die persoon, sy sê jou help. Jy bly, jy hou jou lidmaatnommer, alles. Maar weet wat om jou aangaan. Weet wat om jou aangaan. Dit is 'n ding wat die mensdom nog nooit aangeleer het. Almal neek agter die ou daarvoor aan en dan die volgende oomblik dan kom al vuur uit die hemel uit. Dan wil ons nou weet wat nou? Wat nou? Wanneer kom hierdie ding? Wanneer gebeur Wêreldoorlog 3? Wie wat, man, jy sal 3 jaar in hom in. Jy sal 3 jaar in hom in. Jy weet 40 jaar terug, dit klink lank terug. Toe is ons gesanksioneer deur die hele wêreld. Nou, 40 jaar terug, 1985. Toe is ons in die middel van die 80se sanksies. Inteendeel soveel sodat ons mag nie aan die Olimpiese spele deelgeneem het nie. Ons het die Suid-Afrikaanse spele hier gehou in 1988. Wie van julle kan dit onthou? Ja. Toe word ekskuus tog. Toe word daar Olimpiese rekord hier by die huis gebreek. Toe wil die Wêreldunie staan en met 'n rooi gesig sê, ja maar dit word nie erken nie, maar die foto's wys alles. Die foto's is nou nog daar. Maar die boervolk het ruggraatloos geraak en agter sy leiers aangehardloop. En terwyl die skote klap, ag, vat net alles van my af weg, maar los net my rugby uit. Mag jou televisie opblaas, man. Dis 'n altaar van Satan. En jy sit jou afgode en sê, "Ko jaag hulle mekaar." So 'n klomp skape rond agter 'n bal aan. Ek weet ek het self rugby gekyk. Vandag weet ek eers wie wat jy ouens se name nie. Agter 'n beesblaas aan, gee elkeen 'n beesblaas. Hulle almal is beesblaaste. Dis hoekom hulle agter die bal aan hardloop, want hulle skoolering beteken niks. Hulle opvoeding beteken niks. Ons opvoeding wat ons die matriek wat ons kinders in die 70s en 80s, 60s, 70s, 80s, miskien vroeg 90s gekry het. Is gelykstaande aan vandag se doktersgrade, man. En dan weet hulle nog niks nie. Jy kry vandag 'n PhD in stupidity. Magtig, wat gaan met die wêreld? Dis dit jy sorry wat iemand daar gepraat het. Wat ek bedoel, wat ek gepraat het is, kan ek net ietsie noem asseblief? Okay. Jy weet natuurlik, soos baie van die, soos Sien van Rensburg en alles genoem het baie al waar geword. En ek lees in die Bybel, ek weet in die Bybel staan dit ook, dat die Here sê ons nie vlug in julle huise in, gaan in julle huise in, gaan in julle huise in.
sluit julle deure. Hulle sal verbyhou. So, dit kom definitief. Dit kom. God kan jou lewe spaar. God kan jou laat doodmaak. Dit hang van hom af. Dit hang af hoe ons laaste einde is op hierdie Ons het daai punt verbygegaan toe jy jou trei gaan haal het. Nee, ek weet, ek het nie my trei gaan haal nie. Ek het nog die hele tyd my trei aan. Ek dink jy het trei gaan aantrek. Nee. So, ek eintlik net wil genoem het, Pastor JP, as ek sê nie, jy het nie genoem nie, ek wil net vir julle almal net sê, ons moet seker maak, ek is een van hulle, dat ons reg is. Ons lag hierso oor die dinge wat gebeur, wat dit is, en hoe die ander mense in die kerke is en alles. Maar ons moet onsself ook ondersoek. En ons moet staan en ons moet vir onsself sê, is ons reg enige oomblik getref te word deur 'n koel, of doodgery te word, of doodgeslaan te word, doodgeskok te word, is jy reg. So elkeen van julle wat in hierdie bank sit, ek wil nie julle moet niks antwoord nie, maar wees 'n man en wees 'n vrou. Gaan dink by jouself, am I right to die? Hoor julle wat ek sê? Am I right to die? Dankie Natalie. Nee, het was Leandre. Hoe was dit Leandre? Ja, is ek. Ek sien nie eens die kind nie. So ja, ek wil net dit by julle los. Asseblief julle gaan ondersoek julle self. Los die ander om jou. Los die ander om jou uit. Gaan ondersoek jouself. Gaan ondersoek jouself. Is ek reg om my asem enige oomblik uit te blaas? Weet, en ek kyk baie goeie saam met Pastor JP en alles, en as ek so sien, en Woensdag was ons by 'n oefensessie gewees, en as jy luister hoe daai ouens praat, okay, daar is van hulle wat ook glo, maar daar's van hulle wat weet wat kom. En daar's baie wat al begin reg kry. Maar baie kry dit nie op die regte manier reg nie. Ons moet dit geestelik eers doen. En God sal ons sterk maak. Dis ek het al gesê, Pastor JP. Hoe weet jy of jy reg is? Ja. Hoe weet jy of jy reg is? Sy lewe volgens die woord, JP. Lewe volgens as ek vir jou sê. Daai is te gemaklik, hoor. Ek selfondersoek is nou genoem. Let's do that. Ja. Hoe weet jy of jy reg is? Want ek kyk na die samelewing vandag en laat Gods water maar net oor Gods akker loop. Jy weet wat daar's mense wat regtig bietjie stadiger is en hulle is ons verantwoordelik om na te kyk. Ons verantwoordelikheid om na te kyk. En dan kry jy die spul wat net ek het dit ek het dit nog nooit in my lewe gesien soos nou nie. Hulle het 'n brein vir niks gekry nie. Sy brein is vars, sy batteries is in die groen hoog. Hy is nog nooit gebruik nie. Ja. Hy is nog nooit gebruik nie, hy is brand new en so gaan hulle dood. Een van die dae gaan hulle begin breinoorplanting doen. Ek seker daarvan, want daai breine is brand new. Uit die boks uit, sny net die kroontjie af. Ek is te lui om te dink, wat nou? Dis hoekom nou 'n hele generasie sit sonder werk vandag. Want ouens kom uit my generasie uit en hulle is nie die ding gewoond nie en dit werk nie. Bombay. Gaan sit die forklift se lifter met sy varke op, maak die pype vas, maak die tanks vol olie, okay, sjappa gat ek. Ja. 10 to 1 is ek klaar, nou sit ek op my foon.
vat jou foon en skuif, maal jou vir jou pay Vrydag. Dis wat fout is met hierdie generasie. Die ouers oefen nie meer dissipline uit nie. My pa het my hare van my kop afgesny met 'n knipmes. My ma is nou onlangs oorlede, sy het julle gesê, sy het my bloed van die mure afgewas. En die kinders wat in my huis groot geword het, het so groot geword onder my hand. En hulle almal is alright vandag. Nee. Ja. Ook baie mense word so comfortable en goeders dit. Hulle sien nie dat vandag jy moet plan A, B, C en D hê. Dus as jy nou nie werk nie, het ander een help te val. En dit nie werk nie, jy kan nog 'n vol in goeders en jy gaan nog 'n alright wees. Hulle is net okay, dat het nie gewerk, nou wat nou? Nou sit hy. Nou sit hy. Weet jy hoekom? En ek gaan jou nie jou naam noem nie, want ek wil jou nie in die oor sit nie. Geraldine, wat maak hy kind? Kyk 'n movie op die selfoon. Ja, pas. In die kerk. En nou wonder ons wat is fout met die samelewing. Nou wonder ons wat is fout met die samelewing. My kinders wil nie Here nie. Ja, wel, hulle weet niks van hom af nie. Toe hulle moes hoor toe sit Johankie, hierso Johankie en Dat sê. Yes, ouma julle uit. Al die kinders, die kinders weet niks. Wat het geword van maak julle kinders groot in die weë van die Here? Nou speel hulle sommer in die kerk games. Nou wonder ek wat's fout. Woensdag sê daar 'n ou iets wat die op dowe ore geval het nie. Hy sê vandag se ouers, jy wil nou vir jou kind alles gee dit wat jy nie gehad het nie. Plaas jy hom leer dit wat jy nie geweet het nie. Ja. Plaas jy hom die ding leer wat jy nie geweet het nie. Dan sou jy hom voorgesit het in die lewe. Nou gee jy hom alles wat jy nie gehad het nie, wat leer jy hom? Jy leer hom niks. Hy leer niks. En terwyl dit gebeur, vergeet jy so daai bokkerrol om te leer nie. Ja. Ja, hy het ook nog gesê, instead of gee vir hom mense elke keer net 'n vis, gee vir hom 'n visstok. So hy kan self leer koop. Ja, dan kry ek van die honger aan die skuld. Ja. En julle mense moet die ding verstaan. Ek sit nie mense onder die spotlight nie. Ja, jy's reg. Wat ek vir julle sê is, nie eers hier, waar die woord so hard, mense het al hier gewaai. Wat hulle op die pavement staan en by wag vir hulle lift. Maar selfs in dit, kon. Maar tot hier word dit gedoen. Wat moet ons doen? Moet ons nou maak soos Nehemia? Julle vrouens het nou nie baarde nie, maar julle hulle koppe gryp. Julle laat die tuin rond trek en skop. Julle lag. Gaan lees Nehemia. Het die ouens aan die baarde rondgeruk in die stof. Maar die woord sê vir ons moet ons kinders in die weë van die Here groot maak. En nou, al wat jy vandag hoor is, Pastoor, ek wil my kinders bring vir berading, want ek weet nie meer nie. Ek kan sien jy weet nie meer nie. Jy was verantwoordelik vir sy bedrading, nie ek nie. Jy moet hom opbring in die weë van die Here, nie ek nie. Ek slaat jou, jy slaat hom. So waar, dit is so waar. En as jy dit doen, gaan jy die vrugte as ouer pluk. Dit is so. En so jou kind Dit is so. Jy weet, toe ek 'n kind was,
was dit niks snaaks om te sien hoe kinders daai ouderdom opstaan en vir siekes gaan bid nie. Ja. Ek het dit in leer in Christus gesien. Dit was niks snaaks nie. En dan is daar resultate hoor. Yep. Dis nie 'n ding om oor te lag dan nie. Ja, dis waar. Kan ek gou noem, dit is waar, onthou toe ou gesê het ook, ja, vandag is die ouers gehoorsaam en die kinders is streng. Jammer almal is nie van 'n nervus nie. Ons weet nie meer wat om te doen met hierdie kind nie. Toe jy die kans gehad het om iets te doen aan die kind. Om hy back te laat hou gee om my selfoon om te shut up. Or give them money. Die kinders vandag weet meer van die selfoon af as julle. Ja. You wonder why teenagers are doing drugs. In primary school, kids are doing sexual things. And, no, it's disgusting. It's true. You get parents that use their kids to bum. Let them walk with you to bum. There's a lot of things that happen in life. Wel, ek het was toe JP was, roekeloos ouers gewees toe ons jonk in die wêreld was. Maar ons het die kans, die God het ons die kans gegee om dit reg te maak. Ja. En ons het. Maar nou het ons kinders gekies om daarin te duik. Of die kinders is verantwoordelik vir hulle eie ding, hulle ken wat die waarheid is. So, as hulle van kleintyd af die waarheid geleer word. Ek moet iets sê, nou. In lewe in Christus het ek kinders gesien, so groot as Bonnie. Dan slaap hulle in die aande, die dag, dan hulle sonnaskool, maak hulle doen koorddans saam met hulle ouers. En in die aande, nou, as hulle nou moeg raak, as jy jou kap hulle so een vir een om, dan lê hulle so onder die kerkbankies. Dis hoe ons kinders moet groot maak. God, dis wat ons moet doen. Ja. Ek het altyd ook gesê, ek wens ek was een van daai ouers, wat dit met myne kon doen. So ek wil net vir julle sê wat nog klein kindertjies het, doen dit. Terwyl julle daai kans het, doen dit. And there's nothing En wrong daai with dag, being strict. In my favourite hoofstuk in die Bybel staan 'n skrikwekkende waarskuwing. En in daardie dae sal dit wees erger as in die dae van Noag. Amen. Yes. Julle is hier. Julle is hier. Dis jy ken dit nogal, hè, Lisa? 6 jaar ek nog. Julle is hier. Erger as in die dae van Noag. Een ding ook is Hulle leer. ek weet van met die verhouding wat ek met my ma het. Daai tyd wat 'n mens saam jou kinders spandeer en jy praat oor die Bybelse dinge en die geestelike voeding wat jy vir jou kinders gee, jy dra hulle deur tot en tot. Dit en die verhouding as jy 'n geestelike verhouding met jou kinders aanknoop, daai verhouding jy sal dit nie kan breek nie, omdat jy 'n verhouding in Christus het, in God het. En daai verhouding kan nie, jy sal nie 'n beter verhouding hê met jou kind as jy daai verhouding so met daai kind kan bind nie. Amen. So in alle waarheid is julle daar vir mekaar en niks sal julle ooit kan verskeer van mekaar en die leiding, want die een leer van die ander een ook. En dit is so belangrik. Dis so waar. Dis waar my kind kan. Ek gaan gou net twee dinge noem, twee getuienisse. Die een is natuurlik oorlede pa nie. Ek het dit al genoem en ek het hom nie groot gemaak in die wonderlike van die Here nie, want ek was in die wêreld gewees tot hy op 'n sekere ouderdom was. Ek dink hy was 12, maar anyway, het ek tot ware bekering gekom. En weet jy wat, ek het my kind toe begin, wil ek my kinders groot maak. Okay, hulle sal kraai, is besig, het ek geleer en vertel van die Here. En Van het eendag vir my gesê, toe hy nou groot is, en hy sê, hy het eendag by kwaad geraak en moet sê, maar, as ons kuier en ons kom by mekaar, is dit God voor, God agter, God voor, God agter. Toe sê ek, JP was by gewees, toe ek
Ek kan nie onthou Pastor Jabby by was, maar in elk geval, ek sê toe vir hom, nee, hy was nie by nie. En sy kom by sê ek vir hom, Fanie, terwyl ek leef, asemhaal, sal ek God by jou opnoem, tot en met ek het uitblaas. En ek is nie vandag spyt, dat ek het gedoen het nie. Baie mense gaan vir my sê, ag, maar hoe kan jy sê jou seun in die ewige lewe beerwe? Hoe is hy, hoe het God hom getrek? Want, dit wat ek hom gegee het God behaag. Dit wat ek gebid het vir hom. Oggendure het ek in my kombuis gesit, en ek het gebid vir hom. Ek het gebid vir my kinders, ek het gebid vir almal. En God het hom gered. Deur bevestigings. Blykbaar terwyl ek kan nie onthou wie almal op my bed was nie. Regtig. Ek weet regtig nie eens wie was almal op my bed nie. Maar ek weet dat vir my gesê is dat die een bevestiging na die ander bevestiging, iemand het iets gepraat van die kruis. Maar in elk geval het God aan my bevestiging gegee dat jou kind is daar. So terwyl julle mamas nog die kans het om julle kinders, as hulle nie reg geleer word nie, gaan hulle bloed op jou hande wees. Hoor julle wat ek sê? Hulle bloed gaan op julle hande wees. Hoekom? Want my kind vloek, my kind vertel my wat is wat, my kind doen net wat hy wil. Verstaan julle almal wat ek vir julle vandag sê? Terwyl julle die kans het, doen dit. Dan moet ek sê, Ricardo is nie my bloedkind nie. Maar ek het God aan hom bekend gestel, ek het gepraat, was sy ma nie ook. Barbara ook. En so het sy op haar manier by hom uitgekom, en God het hom vir my gegee, as 'n geestelike moeder. En vandag pluk ek die vrugte daarvan. Met trotsheid kan ek dit sê, want dit is so. En ons het die Here by hulle opgebring. Baie. Ons het al gaan preek in 'n kerk waar hulle gesit het ons die Here opgebring. You must not stop doing the will of the Lord. Give his work, doen sy werk, al die dinge. En weer eens, ondersoek jouself voor jy wil verwys na ander een. Want vier wys terug na jou. Daar was ons daai shoppie by In-N-Out by ons. En hulle het 'n klein gambling masjienkie daar so. Ja? Wat jy coins kan insit en geld hê. En ek het altyd weet nou so altyd swarte storie doen speel dat ek hier dit vrou met haar kleintjie weet en maar 'n ruk terug toe gaan ek daarin. Ek dink dit was om papiere wat jy dit te kry. En jy sien die swart ouetjie wat daar staan en hy speel die masjien. Hy sit coins in en check die coins uit vir hom. En ek het so in sy adem en ek sê vir ons, you know there is a sin to gamble. Kyk so my, ek sê, God says so in the Bible. You've got to stop gambling. Ek so wat by hom geloop het. Want ek word gestop net daar en teruggestuur na ons. Goed jy het. En hy het so my gekyk en gesmaak. Hy het nie lang vertief baie. Wonderlik. So ek weet nie of iets gaan gebeur. Dit kan wees dat die Here jou net daai oomblik baie keer ons moet maar luister as daar het ons gepraat word. Ek sê dan nou vir Pastor Jackie, ek was 'n sondares gewees vanoggend. Ek het iets gedoen wat baie verskriklik was. Wat eintlik 'n hartseer storie is. Maar ek het daai persoon nederig om vergifnis gevra. En na dit toe kry ek moet gaan bid in die kerk. Gaan bid vir die Here. En daar gaan 'n lig skyn. Daar gaan 'n lig en ek kry die lig wat sal. En jy sal my gewoon nie, I didn't do what I was told. So ek thought myself, miskien moet ek dit nou doen. Dit is nou vanmiddag laat. En ek kry, dis te laat. Jy slip op wat jy sou gekry het. Staan julle. Ons luister as die Ons luister as die Gees. Baie mense sal sê, julle sal vir julle kinders sê, julle moet luister wat ek vir julle sê, julle moet don't do what I do, but do what I tell you to do. Maar die waarheid is, daai klein kinders
and they copied exactly what we did. Amen. Ja. Yes. So 'n mens moet versigtig wees daaroor. Ja. Baie keer praat pastoor JP dat ons woorde en ons voete moet strooi. Amen. En kinders groot maak. Dit is baie belangrik. Jy kan nie vir hulle sê, moenie dit doen nie, maar jy doen dit. Hulle sien dit en hulle sal dit doen. Ja, lead by example. Ja. Jy weet op dit wat hulle nou vir julle sê. My oorlede pa. Ek het hom altyd, ek was altyd saam met hom gewees. Altyd dopgehou. Voor hy bekeerd was, hy danser en nou teller gewees. Hy was 'n groot mens gewees, hy was 'n sterk mens gewees. Ja. En ek het hom altyd dopgehou. En jare daarna, man, die laaste 10 jaar van sy lewe het ons pels geword. Voor dit het hy vir my gesê, jy weet wat, ek is baie lief vir jou, maar ek lyk jou niks. Ek lyk jou niks. Maar die laaste 10 jaar van sy lewe, eintlik 8 jaar, sê hy, eendag kyk hy na my en sy oë skiet vol trane en hy sê, hoorie, ek is jammer oor die tye wat ek oorboord gegaan het en jou amper mishandel het. En ek begin te lag vol. En ek sê, wat gaan nou met jou aan? Ek sê vir hom, nee, dit is alright, dit is opgemaak vir al die kere wat jy my nie gevang het. Want toe ek 'n laitie was, het ek 'n ding by hom gehoor. En hy het dit vir 'n ander ou gesê. Die ou het vir hom gesê, hy's 'n skelm. En toe sê hy vir hom, maar hy word nooit gevang. Hy sal nooit gevang word. En dit was een van my lewenskodes gewees. Niemand kon my ooit regtig pinpoint op 'n ding. Tot op 'n punt toe waar God my in 'n hoek ingedruk het en gesê, dis nou genoeg. Maar toe ek vir hom begin lag, toe lyk hy half te nagekom. Sê ek vir hom, dit het maar net opgemaak vir die tyd wat jy my nie gevang het. Niks like me. Gone and forgotten. And you know what, JP, as you were saying that, I was just thinking, in the same way that God put you into a corner, He did exactly the same with your dad. Yeah, he did. So it's like a pattern that follows, you know. Yeah, I mean, I heard things that what happened to JP that I thought, oh my word. But yeah, we will not say any of those things, JP. Not what you did, what your dad did. And when he says that his mom wiped the blood off the wall, she did. Ja, precies, ja. She did. He was a very, very strict dad. But yeah, I think maybe also he saw the path that he had walked and he didn't want you to go down that same path. Because he never had a father. Yeah. In a small way, Uncle David was his older brother, my godfather. Yeah. But that was it. Nog iets? Kom je bij jou? Iets. Oké. Dat is dit weer.